Baie van ons is bekend met die idioom, jou planne is in die wiele geruil, né? Jou planne is in die wiele gery. Baie van ons het dit al ervaar. My mees onlangse ervaring hiermee was op die R354, die grondpad tussen Calvinia en Sutherland, oor Middelpos. So gedurende ons sabbatical is my planne letterlik in die wiele gery. En so 30 km in hierdie grondpad inslaan ons die eerste papband. Problem? No problem. Kyk, daai goeie handlanger, vinnig, daai klip, staalklip slaat dwars deur die band, dwars deur die rim. So rim is ook 'n gat in. En so vinnig, daar gaan ons weer. Kan julle sien die hulp daar? Die hulp staan agter die foon wat die foto neem. En so 30 km voor Sutherland slaan ons die laaste van ons bande. Problem? Big problem. Daar staan ons tussen nêrens en niks, geen selfoonopvangs nie. Jy dink kamp opslaan is 'n toets vir huwelik? Dit is. Dis in hierdie oomblik waar die Suid-Afrikaanse DNA inskop. Dit wat ons so gesog maak vir die internasionale werkgewers. Daai hardkoppige planmaker DNA skop in. Daai wanneer ons koppe op 'n ding sit, gaan ons hom maak gebeur. En so ek het sommer daaraan gedink om 'n nuwe hemp uit te bring. Ek soek net 'n paar beleggers. Vrouens wat hierso sit. Daar's 'n Kersgeskenk vir 'n hele paar mans en ek wil nie 'n paar uitsonder hier by die naam nie, maar Emmy, jy kan verseker so 'n hempie kry vir jou man wat hier voor sit. Ek en Susan gaan vir ons elkeen so een gee. Ons is 'n goeie kombinasie saam. Die hardkoppige planmaker skop in en ons maak 'n plan. Susan eindig 2 keer op 'n trekker. Daar stop 'n ou langs my met presies dieselfde bakkie as ek. Julle hoor gou hierdie storie. En hy kyk vir my en hy sê, "Is julle okay?" En ek sê, "Ja, ons is okay." Ons het net nie meer 'n band oor nie, maar ons is alright. Hy sê, "O, jy's maar sterkte, ek hoop julle kom reg." En daar ry hy. Presies dieselfde bande as wat ek het. So daar is sulke mense ook in die lewe. Maar wat daarvan as God die een is wat 'n stokkie voor jou planne steek? As God die een is wat sê, nie dit nie. En so vanoggend, die woord wat ek wil deel, die tema van my boodskap vanoggend is, as God 'n stokkie voor jou planne steek. As God 'n stokkie voor jou planne steek. Julle kan julle Bybel saam met my oopmaak by Jesaja 30 en 31. Verlede week gesê, lees Jesaja 30, ons gaan in 'n klein gedeelte van Jesaja 31 ook ingaan. En so wat ons hier gaan sien is, God kom 2 keer en hy staan teen die planne wat die koning Hizkia maak. 2 keer steek God, spreek woordelik 'n stokkie voor sy planne. En ons gaan ook kyk, hoekom God dit doen. As God 'n stokkie voor jou planne steek. Lees in Jesaja 30 vers 1 tot 5, ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Verwoesting staan vas vir my opstandige kinders, sê die Here. Julle maak planne wat nie van my kom nie. Julle smee vennootskappe wat nie deur my geïnspireer is nie. Julle stapel sonde op sonde. Sonder om my te raadpleeg, gaan julle Egipte toe om hulp te soek. Julle stel julle vertroue in Farao. Hy moet julle beskerm. Deur op Farao te vertrou, sal julle verneder word. Egipte gaan julle in die skande steek. Alhoewel sy mag strek tot by Soan en Ganes, sal julle teleurgesteld staan. Hy sal julle nie kan help nie. Egipte bring net skande en vernedering. Hoofstuk 31 vers 1 tot 3. Verwoesting wag verseker vir enigeen wat na Egipte kyk vir hulp. Hulle vertrou op Egipte met sy baie perde en sterk ruiters. Pleks dat hulle vertrou op die Heilige van Israel. Pleks dat hulle vra wat hy wil hê. In sy groot wysheid stuur hy rampe. Hy verander nie van gedagte nie.
Hy tree op teen die volk wat bose dinge doen en verpletter ook hulle bondgenote. Want hierdie Egiptenaars is maar net mense. Hulle is nie God nie. Hulle perde is maar net van vleis. Hulle is nie gees nie. En as die Here sy hand uitsteek, val sowel die helper as die een wat gehelp word, saam sal hulle sterf. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan sit met die woord voor ons. Heilige Gees, ek bid dat die woord ons vanoggend sal bedien. Bid Here dat U vir ons sal wys die kondisie van ons harte vanoggend. In Jesus naam, amen. So ek weet nie wie van julle kan onthou daai oomblik toe jou ma, klein seentjie, klein dogtertjie, toe jou ma in die kamer instap met hierdie sterk waarskuwing dat as jy nie onmiddellik verander van wat ook al jy mee besig is nie, dan gaan sy jou pa roep. Né? Vrees aanjaend en dadelik luister ons gewoonlik. En wat ons hier sien is dat beide hoofstuk 30 en 31 begin met 'n baie sterk waarskuwing. 'n Baie sterk woord van God wat Jesaja bring. Elke hoofstuk begin met dieselfde woord, verwoesting. Verwoesting staan vas. Met ander woorde, verwoesting gaan nêrens heen gaan nie. Verwoesting het naby gekom, hoofstuk 31. Met ander woorde, of dit staar jou in die oë, dit het naby gekom. As jy nie wegdraai van dit waarmee jy besig is nie. En so dit is duidelik as ons deur hierdie verse lees dat God kwaad is vir sy mense. Want hulle uitreik na Egipte toe vir hulp. Nou net gou duidelikheid te maak, God het nie 'n probleem met Egipte nie. Inteendeel, God gebruik baie keer vir Egipte in die Bybel om sy planne te vervul. In die Ou Testament sien ons hoe Egipte 'n veilige hawe was vir Jakob en sy seuns tydens hongersnood. Hulle is Egipte toe en daar was kos. In die Nuwe Testament stuur God self vir Josef, Maria en Jesus Egipte toe vir veilige skuilings toe Herodes al die babatjies doodmaak. In Jesaja 19:25 dan sê God: hierdie Egipte is my volk. En so die probleem hier was nie Egipte nie. Die probleem, hoekom God kwaad is dat sy mense, sy volk, het gedraai na Egipte toe vir redding. En so om te verstaan wat besig is om hier te gebeur en hoekom God so sterk hieroor voel, en om ons te help verstaan wat die woord is vanoggend vir ons in ons konteks, is dit belangrik om die agtergrondstorie te verstaan wat gelei het tot Jesaja wat op die voorgrond verskyn met hierdie sterk woord. Nou Jesaja, die hele boek van Jesaja word gerig aan 4 konings. Julle kan oor hierdie konings gaan lees in 2 Konings, 2 Kronieke, sal julle die stories lees en dan sal julle die profetiese woorde beter verstaan. Hizkia was een van hierdie konings. En so sy storie in Engels is Hezekiah, vir die wat Engelse Bybels het. Sy heerskappy, die storie oor sy heerskappy kan julle lees 2 Konings 18:20 of 2 Kronieke 29 tot 32. Dit gee vir ons 'n goeie oorsig van wat hier gebeur. Nou Hizkia hoor dat die Assiriërs in vandag se tyd die hele Irak, gedeeltes van Iran en Sirië, dit was die Assiriese koninkryk. Magtige koninkryk noordwes van die ou Israel, die ou beloofde land. Hulle het die noordelike koninkryk, Israel was in 2 gesplit, Juda aan die onderkant, Israel aan die bokant. Sirië het die noordelike koninkryk Israel binnegeval, verower, en Hizkia hoor dat hulle is op pad Juda toe om Juda ook te verower. En so hy doen 2 goed. Eerste ding wat hy doen is hy versterk die mure rondom Jerusalem. Tweede ding, vir die van julle wat volgende jaar saam met ons Israel toe gaan, ons gaan dit sien. Tweede ding wat hy doen is al die vars water wat was buitekant die stad. En so daar was 'n put buitekant die stad waar die mense kon vars water trek. Wat Hizkia toe doen is hy grawe 'n tonnel. Nou vir die siviele ingenieurs hier, 2 ouens met pikke, 2 verskillende plekke begin. En die wonderwerk is dat hulle mekaar onder die grond ontmoet. En sodoende gelei hy vars water onder die muur deur in die stad in. En hy bedek die put
buitekant die stad, sodat die Assiriërs, wanneer hulle sou kom, nie vars water het nie. Dis briljant, nee. En so as ons lees 2 Konings 18 vers 5, dan staan daar, Hizkia het op God vertrou. Nou net gou vinnig, hier is nie 'n preek oor vertroue nie, is dalk, maar gaan nie fokus op die tema vertroue nie. Vertroue beteken nie passiwiteit nie. Vertroue beteken nie passiwiteit nie. Toe ek jonger was, wou ek 'n vrou gehad het. Beteken nie, ek het net op die bank gaan sit en rugby gekyk en gesê, Here, ek vertrou, U gaan 'n vrou bring en gewag vir die klokkie om te lui nie. Ek moet uitgaan, ek moet myself omring met mense en ek vertrou dat die Here die regte een vir my sal wys en sal bring. Wanneer ek 'n werk soek, sit ek nie net op die bank met my peanut butter en stroop toe broodjie en ek sê, Here, die telefoon gaan lui. Weet wel, die Here kan enigiets doen. Maar dit beteken ek moet my CV opdateer, LinkedIn account seker maak hy's opgedateer, netwerk, maar my vertroue is in die Here. Ek doen my deel. Toe God na Abraham toe kom, heel op die einde, en hy sê vir Abraham, oor 'n jaar sal jy 'n seun ontvang. Sê die Bybel, Abraham was al amper dood. En Sara se baarmoeder was al dood. Nou Abraham het nie net vir Sara gekyk en toe word sy swanger nie. Ons vertroue is in die Here, maar daar is iets wat ons doen. En so wat Hizkia doen rondom die mure te versterk, die vars water te gelei, was sy deel, maar daar staan duidelik, hy het in die Here vertrou. Die Assiriërs het afgekom, en soos wat hulle afbeweeg, het hulle al die stede in Juda verower. Totdat hulle tot stilstand gekom het buitekant Jerusalem. 'n Baie wrede weermag. Gaan lees dit. Ek kan dink, daardie oomblik was Hizkia se gemoed gevul met verskillende emosies. Vrees, angs, druk. Daai is die koning. Hy moet planne maak. Wat se emosies vul volgens jou gemoed? As jy dink aan jou lewe, as jy dink aan hierdie jaar, as jy dink aan jou toekoms, wat se emosies? Draai gou na die persoon langs jou toe. As jy dit nog nie met jou vrou gedeel het nie, deel dit met jou vrou. Wat se emosies vul tans jou gemoed? Gou-gou. Ons mag maar praat in die kerk. Baie emosies. Mans, dis okay om ons harte te deel met ons vrouens. Baie emosies vul Hizkia se gemoed. Ek dink dit is veilig om dit te sê. Hierdie wrede weermag staan voor die mure van Jerusalem. En Hizkia doen wat enige hardkoppige planmaker sou doen. Hy maak 'n plan. Hizkia stuur 'n geselskap na Egipte toe met skatte. En hy vra vir Farao om sy leer, sy mag na Juda toe te stuur, al sy perdekarre, om hulle te kom red. Hy doen dit sonder om te bid. Hy doen dit sonder om die Here se inspraak en leiding te vra. Hy doen dit sonder om die Here te vra om hom te red. Om hulle te red. En dit is waar hoofstuk 30 en 31 inkom. Dit is waar Jesaja kom met 'n baie sterk waarskuwing. Na koning Hizkia toe en die volk. Die Here is kwaad, want julle draai na Egipte toe vir julle redding, en julle draai nie na my toe nie. En Jesaja ontbloot die kern van die probleem. Jesaja 31 vers 3. Ellende wag vir die wat na Egipte afgaan vir hulp, maar nie kyk na die heilige van Israel nie, en nie hulp by die Here soek nie. Baie van ons het baie emosies. Volgens soos ons hier sit, die ironie van Hizkia se plan is dat die volk kyk na die land, na die mense toe
vir redding, vir hulp, van waar God hulle eens gered het. Hulle draai na dit toe waarvan God hulle bevry het om hulle te red. Kan julle dit hoor? Dit klink baie soos ons moderne Egiptes. Waar in plaas daarvan om met wat ook al aangaan in ons lewens na God toe te draai ons na dit toe waarvan hy ons gered het. Vir party van ons is dit kos, want dit help ons om te cope. Vir ander is dit drank, alkohol, want dit help ons vergeet. Vir party is dit prestasie, want dit vul daai gevoel van waardeloosheid. Vir ander is dit skermtyd, en dit help my ontsnap. En selfs baie keer godsdiens, want dit gee ons vrede sonder 'n verhouding. Jesaja 31 vers 3. As die Here sy hand uitsteek, sal sowel die helper, daai Egipte, as die een wat gehelp word, val. God kom en hy steek 'n stokkie voor Hizkia se planne. Die Egiptenaars kom en Assirië verwoes hulle, vernietig hulle. Maak elke liewe een dood wat gekom het om te help. God sal elke valse pilaar, steenpilaar, waarop ons steen in ons lewens verwyder. Nie omdat hy ons wil seermaak nie, maar juis omdat hy ons wil terugbring in sy teenwoordigheid in. Juis dat hy ons wil terugbring na homself toe. Ek onthou toe ons dogters klein was, hulle is nie meer klein nie, het hulle nie altyd soos wat hulle moes op daardie eerste waarskuwing gereageer om weg te draai van hulle verkeerde optredes nie. En dit was nie anders nie. Ten spyte daarvan dat Jesaja voor hulle staan met hierdie woord, verwoesting staan vas. Verwoesting het naby gekom as julle nie wegdraai nie. Ten spyte van die feit dat Egipte kom en vernietig word, luister die mense nie. Jesaja 30 vers 9 tot 11. Hierdie mense is koppige rebelle wat weier om hulle te steur aan die opdragte van die Here. Hulle sê vir die sieners, bly stil. Ons wil niks meer van julle sien nie. Ons wil niks meer hoor van wat julle sien nie. En vir die profete sê hulle, ons wil nie die waarheid hoor nie. Sê vir ons wat ons wil hoor, dat goeie dinge met ons gaan gebeur. Vertel vir ons leuns. Vergeet van al die slegte dinge. Ons het meer as genoeg gehoor van die Heilige van Israel. Ons is moeg om te hoor wat hy kwansys vir ons wil sê. Kan jy jouself indink dat iemand so iets sal sê? Ons situasie is erg genoeg, Jesaja. Sê eerder vir ons goed wat ons wil hoor. Vertel vir ons dinge wat ons laat goed voel oor onsself. Klink soos daai ou liedjie van Fleetwood Mac. Tell me lies, tell me sweet little lies. Dis wat hier gebeur. En tog, baie keer weier ons dalk, of selfs, om ons Bybels te lees. Want ons wil nie die Here se stem hoor in hierdie omstandighede waarin ons onsself bevind nie. Tog baie keer kies ons na wat se kerk toe ons wil gaan of wat se kerk toe ons nie wil gaan nie, want ons wil graag goed hoor wat vir ons lekker is. Wat ons laat goed voel oor onsself. In plaas daarvan om te soek na suiwer waarheid wat ons kan vrymaak en kan red. Toe Hizkia se planne misluk, wil hulle nie luister nie. Hoor hoe reageer die Here op dit wat die mense so pas gesê het. Jesaja 30 vers 15. So sê die oppermagtige Here, die Heilige van Israel, selfs al wil jy nie hoor nie daar nie, selfs al wil jy nie die waarheid hoor nie,
Eers as julle na my draai en tot rus kom, sal julle gered word. Eers as julle ophou skarrel, eers as julle ophou met julle planne, want julle is planmakers. Daar's nie fout met planne nie, maar daar's 'n verskil tussen 'n strategie gebore uit God se teenwoordigheid en uit self uit. Eers as julle rustig raak en tot rus kom, sal julle gered word. Deur stil te raak en te vertrou, sal julle sterk word. Maar julle wou nie. As julle maar net stil geraak het en rustig geraak het en na my toe gedraai het vir redding, sou ek julle sterkte geword het. Sou ek julle krag wees. Maar julle wou nie. En Hiskia maak 'n tweede plan. Hy betaal omkoopgeld. Hy val in die sonde van sy pa, die koning voor hom. Iets wat hy gesê het, hy nooit sal doen nie, doen hy. Hy loop in die sonde van sy pa, deurdat hy omkoopgeld aan die koning van Assirië betaal. Toe Egipte sy plan misluk, maak hy plan nommer 2. Kom ons betaal hulle, sodat hulle kan weggaan. In die bedrag, gaan lees dit 2 Konings 19, die hoeveelheid silwer en goud wat hy betaal het in vandag se terme, was 11 ton silwer en 1 ton goud. As jy dit omsit in geldwaarde, tussen 30 en 45 miljoen dollar. Betaal Hiskia, die koning van Assirië, om weg te gaan. En die silwer en die goud wat hy gebruik om hierdie omkoopgeld te betaal, staan daar, het hy gekry in die tempel van God. Hy het selfs die goud van die pilare afgehaal in die tempel. Om hierdie koning te betaal vir sy redding, steel hy van God. En sy plan, hoe het dit uitgewerk? Wel, nadat hy, ek weet nie wat hulle gebruik het om 11 ton silwer en 1 ton goud te vervoer nie, die volgende oggend, toe hy opstaan, toe is Assirië nog daar. En God staan sy plan weer teë. En een van die offisiere uit hierdie magheid stap na die muur toe van Jerusalem. In die teenwoordigheid van almal wat kan hoor en kan sien, skree hy uit en hy maak 'n bespotting van Hiskia die koning. En hy maak 'n bespotting van die God wat kwansys hulle gaan red. En nadat nie een van sy planne gewerk het nie, doen Hiskia wat hy in die begin moes gedoen het. Doen hy wat meeste van ons doen wanneer ons aan die einde kom van ons insig, ons krag en ons hulpbronne, wanneer niks meer werk wat ons probeer het nie. Hy draai na God toe. Besef julle dat die heeltyd wat hierdie man, hierdie koning besig was om rond te skarrel, om planne te maak vir redding, vir uitkoms, vir gemoedsrus, was God se fisiese teenwoordigheid heeltyd in die tempel in Jerusalem. God was fisies met hom in hierdie omstandighede. Maar God word sy eindpunt. God wat die bron moet wees van waaruit al ons aksies vloei, word die eindpunt van sy desperaatheid. Nou hier sit 'n klomp besigheidsouens hierso, en vrouens, en mammas, en pappas, met baie goed wat ons elke week moet oplos. Ja, Daniel, ons verstaan die konteks hier was vir 'n oorlog, was vir redding. Die Bybel sê, bestudeer my woord dag en nag, sodat dit met jou sal goed gaan. In alles wat jy doen, in jou besigheid ook, in jou ouerskap ook. Ons het hierdie ding gehad op sabbatical, ons het nie baie reëls gehad nie, maar ons het hierdie reël gehad, ek moet niks. En so ek en Susan en om Pilwe, ons moet niks. Great reël vir vakansie. Ek moenie die telefoon optel nie, ek moenie nou eet nie, ek moenie nou opstaan nie, of ek hoef nie nou op te staan nie, totdat daai mannetjie by graad 1 moet begin, en hy sê, ek moet nie skool toe gaan nie.
selfs in ons dag tot dag wandel, sê die Here, jy sal sukses ervaar as jy my woord bestudeer dag en nag en daarin wandel. God moenie die bron van ons ek kan nie meer nie, ek weet nie meer ons eindpunt van ons desperaatheid wees nie. Hy moet die begin wees van alles wat ons besluit en doen. Is gebore uit sy teenwoordigheid. Is gebore uit sy insig uit. Is gebore uit sy leiding uit. 2 Konings lees ons, Hiskia gaan in die tempel in. En hy val op sy aangesig voor die Here neer. En hy pleit om vergifnis. En hy vra vir redding. Van die een waaroor ons nou gesing het. U is my God. Op U sal ek vertrou. En God maak 'n plan. Daardie aand toe Hiskia slaap, toe hy in sy stil wees swak is, word God sy krag. God stuur 'n engel met 'n swaard. En hierdie engel maak 185,000 mans dood. Toe Israel die volgende oggend wakker word, of Juda wakker word, die mense in Jerusalem wakker word, hulle stap uit op die mure, is dit net lyke waar jy sien. En die wat nie omgekom het daardie nag nie, het gevlug. Ons lees dat die koning van Assirië terug is Ninive toe, die hoofstad van Assirië op daardie stadium. Daar word hy deur sy eie 2 seuns doodgemaak. So magtig is die God op wie ons vertrou, dat hy nie met hom sal laat spot nie. In daardie oomblik word sy almag fisies gemanifesteer. Mense sien fisies die mag, die gesag van God deur die lyke te sien. Daar is geen emosionele, daar is geen fisiese en daar is geen geestelike gesag of mag wat verhewe is bo hom nie. En Hiskia in 'n oomblik van swakheid. Alhoewel hy by 'n plek begin het waar dit staan, hy het op die Here vertrou. In 'n oomblik van swakheid laat hy toe dat sy emosies en sy omstandighede verhewe word bo wie God is. Mag God weer die regmatige plek in ons lewens inneem. Mag ek en jy op daai plek kom waar ons ophou vertrou in ons eie insigte, ons eie krag, ons eie hulpbronne. Mag ons weer op God vertrou. Niks fout om planne te maak. Ek en Susan moet sit en gesels met mekaar, want ons moet albei so 'n T-hempie kry. Ek glo die Here het my geseën en ek glo die Here het haar geseën met die vermoë om goed te maak gebeur. Maar dit kan ook ons grootste gevaar wees as dit is vanuit 'n plek waar hy ons nie gestuur het nie, waar ons hom nie geraadpleeg het nie. So baie van ons sit volgende hier. Die Here soek nie hardkoppige planmakers. Hy soek kinders wat gevul is met die Gees, gehoorsame, geesvervulde kinders wat vanuit sy teenwoordigheid funksioneer. Wanneer jy by die werk instap en jy ken die omgewing, mag jou lewe 'n plek wees waar jy sê, Here, nie my wil nie, nie my planne nie, maar wys my. En die Here wil vir jou wys hoe jy daai besigheidstransaksie anders te moet beding. Die Here wil vir jou wys, jy het al soveel keer probeer en tog kry jou seentjie dit nie reg om sy emosies te reguleer nie. Of jou dogtertjie. Die Here wil jou wys. En die Here wil jou krag wees. Maar hy sal 'n stokkie steek vir elke plan in ons lewens. Nie omdat hy ons wil seermaak nie, maar omdat hy ons wil terugbring by die plek waar hy sy regmatige plek in ons lewens het. Dis die koning van konings. Die een wat heers. Ek sluit af met hierdie belofte vir ons. Ek weet van so baie mense wat volgende sit. Miskien is jy op daai plek. Jy is net moeg. Dis gewoonlik wat gebeur as ons die gewig dra wat ons nie moet dra nie.
Jy kan nie meer, jy's uitgeput, jy's ratel. Miskien het jy weet net nie meer watter kant toe nie. Die Here wil vir jou en vir my sê, ek wag vir jou. Draai terug na my toe. Jesaja 30 vers 18. Tog wag die Here gretig dat julle terugkom na hom toe. Hy wil genade aan julle bewys. Die Here is 'n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op hom vertrou vir hulp.